So ek wil jou vra, wat is vir jou die grootste ding wat jy al in jou lewe beleef het? Wat is die grootste ding? Dis nie 'n groot ding nie. Jan, dis nie groot nie. Groot ding. Hulle sê, in Texas, everything is bigger. En ons het die voorreg gehad om bietjie daar in Texas te wees, en toe ek by hierdie garage aankom, op pad tussen Houston en Austin, toe besef ek, everything is bigger in Texas. Dis een van die grootste goed wat ek al beleef het, was nou die tweede keer gewees. Hierdie is 'n volstasie. En jy weet, jou tipiese Ultra City, daar lyk 'n volstasie, hy laat Montana Crossing klein lyk. Daai winkelspasie wat by hierdie volstasie pas, wat 120 voertuie gelyk aan brandstof gee. Imagine dit. Jy gaan nie staan en wag as hier onder in Eastland na by die 10 minute nie. Jy gaan nou gehelp word. 1000 parkeerplekke voor die winkel. Sê 75.500 vierkante voet winkelspasie. Julle, dis groot. En terwyl ons in Texas was in hierdie laaste maand, beleef ek net dat die wêreld wil iets vir ons kom sê van groter is beter. En as jy hierdie tipe van plekke beleef, dan is dit so wow. Jy weet, in vir 'n paar dae is jy net besig om dit te beleef. En in die tyd wat ons al was, gaan ons toe saam met ons kinders na Florida toe. En in Florida beleef ons toe nog 'n groter wow. Enige iemand hier al in Alice Beach gewees? Min mense dink ek kom daar, so moenie worry nie. Dis 'n besondere plek. Dis 'n privaat strand wat hulle 'n dorpie ingebou het wat wow is. Dis nou groot. Net die kwaliteit, die manier hoe mense dink en alles. En ons beleef hierdie dorpie en ons beleef hierdie plek waar jy oral rondloop en oral rond fietsry. Dis een van daai plekke in die wêreld dat as jy oor 'n straat stap, dan stop al die karre vir jou. En hulle wag vir jou. Ek sê vir Adel, stap net, ons kan net normaal stap. Net so. Jy sê so, sorry nie. Jy kan net relax. Want daar word dinge net anders te gedoen. Hierdie fietsry en stapdorp, ons loop al rond en sit al baie winkeltjies en restaurante beleef en nou is ons weer vir 'n derde dag is ons op pad weer om die kinders sê toe nee, hulle wil by hierdie winkeltjie iets gaan doen en ek loop toe so ek en Adel en ek sien toe daar in die hoek, so 'n stripmolkie en daar in die hoekie daar so weggesteek is daar so 'n klein bordjie, daar staan the little bookstore of the tiny bookstore. Ek kan nie meer onthou nie, maar dit klink so insignificant. En ek gaan in daai bookstore in as jy my goed ken, ek hou baie van boeke, maar ek hou baie van journals. En ek sien al hierdie journals wat hulle daar op die eerste rakke het en dit is vir my so lekker en ek stap so rond en ek kom so om die draai en hierso is so 'n rak en op hierdie rak is daar hierdie boek. Hy staan so in die rak. En ek sien hierdie boek en iets gryp my hart. Jesus Calling, geskryf deur Sarah Young. Dit is 'n dagstuk boekie. En ek gryp hierdie boek en ek het 'n belewenis daar wat ek nie verwag het nie, maar wat ek nooit sal vergeet nie. Ek het 'n belewenis net weer gehad dat daar is iets wat groter is as dit wat die wêreld kan bied. Jy sien die wêreld se groothede wat hy vir jou wil kom bring is goeders wat verouder, verwaaldatums het, uit die mode uitgaan en wat daar's altyd 'n nuwer groter ding volgende keer. Maar daar's een ding, daar's 'n belofte van die Here af wat die grootste ding is. Dis die grootste geskenk wat ek en jy kan kry. Wat ek in daai oomblik weer net so van bewus word is en daar voor daai boekrak en ek sien hierdie boekie en ek kan nie vir julle beskryf die ongelooflike oomblik wat ek daar beleef het van dankbaarheid, blydskap, blessing. This is it. This is what I want. This is what I need. I need it now. Ek wil die boekie nou koop en omdat die boekie so duur is, hier agter is die prys. Toe dog ek nee, ek gaan dit nie, maar ek het net iets beleef daarin 2 dae later toe gaan ek terug toe gaan koop ek die boekie. Want ek moes hom net bring. Ek het nou nie gedink ek gaan hom vir jou wys nie, maar ek kon nie anders vanoggend nie. Julle, daar's iets wat groter is as wat die hele wêreld vir ons kan aanbied.
Dis die grootste geskenk wat ons kan ontvang. En dit is God se teenwoordigheid in ons lewe. Die Heilige Gees. Sien, die Heilige Gees is vir elkeen van ons persoonlik. En hy ken ons. En hy ken my verseker. Hy het geweet in daai plek na 'n paar dae waar my oë so groot die hele tyd was en dit wow was en jy net gegaan het van, weet die kinders wil jy oral heen vat en jy geniet en jy en daal so 'n bietjie en 'n goed paar goeters, nou nie so regtig met ons rande nie, maar jy kry die punt. Maar toe ek in die een ding vasloop, wat ek net besef. En vanoggend is dit so net lekker vir my om met jou te kom praat oor hierdie ding wat 'n belofte is vir jou as 'n kind van God. Want jy sien, as ons die Heilige Gees in ons lewe mis, dan mis ons die lewe wat die Here vir ons het. Dan mis jy die amazing avontuur wat God het saam met elke kind van hom. Hierdie werk wat hy binne in ons kon doen, Heilige Gees. Hy is nie net vir ons gegee om saam met ons te wees nie. Die Heilige Gees het spesifieke goed wat hy in ons kon doen, en wanneer hy hierdie goeders doen, dan beleef ons iets van hoe die Here kom en hy bring 'n transformasie in my lewe, en wanneer ek sien ek begin word soos Jesus, want dis wat die Heilige Gees in my lewe kom doen, en ek begin beleef hoe ek leef in my spasie van wêreld waar ek is, dan begin na my lewe blydskap en 'n vrede kom, want ek funksioneer in God se plan in my lewe. Julle, dis soos en ek sien party van julle het dit op julle gesigte. Eugene het laasweek afgeskop met hierdie reeks oor die Heilige Gees. Want die Heilige Gees, besef ons in die kerk, is soms iets wat onbekend is vir ons, en ons het 'n onsekerheid oor die Heilige Gees, en ons is soms bang vir die Heilige Gees. En ek wil jou uitnooi in hierdie diens, wil ek jou vat na 'n plek toe waar ek wil hê jy moenie bang wees nie. Dat jy so 'n bietjie net sal vry wees aan die einde van ons diens, wil ons so 'n bietjie 'n spasie skep. Om net te kan by die Heilige Gees sit. En ek daag jou nou al uit, terwyl jy hier sit, en jy sien nou, kyk nou vir my, en ek sê, ek daag jou uit vanoggend, om uit jou eie gemak te beweeg, en net bietjie by die Heilige Gees te sit, in plaas van om net te luister na my. En hierdie reeks wil ons kom, en die Heilige Gees net weer kom, leer ken, en hom lief hê, en onsself net kom herbelyn weer met hierdie ongelooflike lewe, en 'n belewenis van die Heilige Gees net in ons lewe, net weer kom bewus raak van. En ek wil jou vanoggend vra, 'n bietjie te dink oor hierdie 3 goed, wanneer ek met jou gesels. Nommer 1, het ek al die Heilige Gees ontvang? Nommer 2, is jou verhouding met die Heilige Gees 'n getuienis daarvan? En nommer 3, hoe is jou lewe anderste saam met die Heilige Gees? Maar die Heilige Gees, as ek 'n tema kan gee aan vandag, is die asem van God in ons lewe. En ek wil so vinnige tydlyn trek vir jou deur die woord, waar ons kan sien waar die Heilige Gees, die asem van God, betrokke is, reg deur die Bybel. Genesis 1 vers 2. Maar die aarde was 'n vormlose, onbewoonbare massa, en die diep waters was toegevou in duisternis. Die Gees van God het oor die oppervlakte van die water gesweef. Die Gees van God, die woord daar in die Hebreëus is Ruach Elohim. Die Ruach van God, the breath of God, die wind, was betrokke gewees in die skepping, en die Gees van God het gekom, en hy het lewe gebring in die skepping, en hy het orde gebring in die skepping. Die Heilige Gees was betrokke in die skepping. Genesis 2 vers 7, God kom en hy vorm die mens. En daar staan, toe vorm God die menslike liggaam uit die stof van die aarde, nadat hy die asem van die lewe, die ruach, daarin geblaas het. Hy het 'n lewende wese, die mens, geword. Dis wat die breath of God kom doen. Hy bring lewe. Maar in Genesis 3 beleef ons iets. Dat die mens kies nie die lewe van die Gees, maar kies die dood. En ons sien hoe God se liefdesplan vir die mens in werking skop van daai oomblik af, in Genesis 3 vers 15. En jy sal hom teen die hakskeen byt, en hy sal jou kop vermorsel. God se liefdesplan skop in werking
vir my en vir jou. En die God wat deur die Gees, deur die breath of God geskep het, kom nou en hy gaan nou herskep deur hierdie asem van God. En ons lees daarvan reeds al in die Ou Testament. In Jesegiel 37 vers 9 tot 10 staan daar. Die agtergrond hierso is Jesegiel staan in hierdie dal, 'n dal wat hy in 'n profetiese prentjie sien. God vat hom na 'n plek toe waar hy staan tussen beendere, dooie bene. En God vra vir hom hierdie vraag: kan hierdie bene weer lewe? En Jesegiel sê vir die Here: U weet, Here. En hy sê profeteer oor hierdie bene. En hy het geprofeteer en die bene het so begin beweeg en na mekaar toe begin beweeg en so aan. En toe sê God vir hom in vers 9 en 10 staan daar so, toe sê hy vir my: praat met die wind. Prophesy to the breath in Engels. Hy sê, so sê die oppermagtige Here: wind, kom vanuit die 4 windrigtings en blaas in hierdie dooie liggame sodat hulle lewend kan word. Jy sien, dit is God se wil dat daar sal lewe kom in die mensdom en daar sal lewe kom in die skepping. En in die Nuwe Testament sien ons wanneer die engel kom en hy praat met Maria binne in die geboorte van Jesus in Lukas 1 vers 35, dan staan daar die engel het geantwoord en gesê die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou toevou en daarom sal die kind wat gebore word heilig en die seun van God genoem word. Jy sien, dieselfde Gees wat lewe in Adam geblaas het nou gekom en kom lewe blaas in Maria in. En ons sien dat God se asem weer goddelike lewe binne in die mensdom kom inblaas in. En 'n vrou gee oorsprong aan hierdie goddelike lewe. Jesus Christus, die laaste Adam. So Jesus Christus dan in Johannes 7 vers 38, 39 kom en hy praat met sy disippels en hy sê vir hulle, hy wat aan my glo. Wie glo in hom? Hy sê, hy wat aan my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei, en dit het hy gesê van die Gees wat die sal ontvang wat in hom glo. Here, dankie vir u Gees, dankie vir u lewe binne in ons. Here, dankie dat ons van daai plek af kan leef. Here, dankie dat u kom en u kom praat met ons lewende Gees en u doen iets deur 'n klein boekie soos hierdie en iets het net gebeur van lewe toe ek hierdie ding optel. Daai lewende Gees is binne in ons altyd besig en hy weet presies. Belofte vir my en vir jou. In Johannes 20 vers 20 en tot 22 het Jesus opgestaan, hy verskyn aan sy disippels en dan staan vrede vir julle. Net soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat Jesus dit gesê het hy oor hulle geblaas en vir hulle gesê, ontvang die Heilige Gees. Hierdie was nie die oomblik gewees wat die Heilige Gees uitgestort het, ons weet dit. Maar in hierdie oomblik weet ons, wat Jesus hier kom doen is dat wat die mens verloor het in die tuin van Eden, het Jesus se volmaakte werk aan die kruis kom herstel. En nou is hulle gereed om die Gees te ontvang. En daarom kan ons weet, elkeen van ons, want die Heilige Gees uitgestort Pinksterdag, het ons nou die dag gevier ook weer, is dat ons kan die Heilige Gees in ons lewe ontvang. The breath of God, wat in my lewe inkom. Nou kom herstel God sy lewe binne in elke ene wat hom ontvang. En daarom wil ek jou uitnooi om die Heilige Gees in jou lewe te begeer. Die doop is een stap wat ons het in ons lewe waar ons 'n verklaring maak, ek behoort aan Jesus. Ek weet dat ek saam met hom in die kruis het ek gesterf en ek het saam met hom opgestaan in sy opstanding. En ek verklaar dat deur die doop is die teken wat ek gebruik, maar ons vertrou die Here en ons bid saam met jou en ons wil hê jy moet bid en ons wil hê jy moet verwag, want soms as jy daai doopwater kom, beteken nie die Heilige Gees is nou op jou nie. Heilige Gees, vertrou ons om te kom en ek wil jou vra, hy's beskikbaar vir jou. Het jy al die Heilige Gees ontvang in jou lewe? Is daar 'n konstante bewustheid? Jesus sê in Johannes 14 vers 17, hy sê, julle sal hom ken, want hy sal in julle wees, en hy sal tussen julle wees. Is daar bewustheid by ons, dat die Heilige Gees is in my, en hy is tussen ons? Daar is, né? Daar is hierdie wonderlike bewustheid. Wag, het ek net pos, ekskuus, ek het nou nie by julle ook 'n ja gekry nie. Nou, ons weet dit, né?
Dis hierdie spasie, weet ons, is nie iets spesiaals nie, maar wanneer ons by mekaar kom, né? Wanneer jy by mekaar kom in jou groep, in jou selgroep, of in jou mannegroep, of hier by 'n Sondag, of by een of ander proses wat ons het, daar's net iets wat gebeur daar, né? Dis nie die oulike sprekers, dis nie die oulike predikers nie, dis die Gees van God wat net iets doen wanneer ons by mekaar kom en hy is vir ons gegee sodat ons hierdie besondere lewe saam met die Here kan leef. Johannes 16 vers 18. Wil ek bietjie met jou deel want ek dink ons moet net so 'n bietjie kyk na wat is die doel van die Heilige Gees in my lewe? Wat is die goed wat die Heilige Gees kom doen in ons lewe? Heilige Gees is nie sommer net hier nie, né? En ek dink in Johannes 16 sien ons 'n bietjie van 'n opsomming wat ons help om 'n paar aspekte te verstaan van wat Heilige Gees kom doen. Daar's baie goed wat hy doen in ons lewe. Maar vir vandag wil ek net hierdie met jou deel. Vers 8. En wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sy sonde, van God se regverdige oordeel en dat die oordeel hier is. Van sonde omdat die wêreld nie in my glo nie en van God se regverdige oordeel omdat ek teruggaan na die Vader toe en julle my nie meer sal sien nie. Van veroordeling omdat die regerder van hierdie wêreld reeds veroordeel is. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou verwerk nie. Maar wanneer hy ook al kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle begelei in die volle waarheid. Hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor. Hy sal die dinge wat gaan kom aan julle meedeel. Hy sal my verheerlik omdat hy dit wat hy van my sal ontvang aan julle sal meedeel. Alles waaroor die Vader beskik, behoort aan my. En daarom het ek gesê, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle meedeel. Die eerste ding wat ons sien hier in hierdie gedeelte, is wat die Heilige Gees doen in ons lewe, hy bring oortuiging. Die Heilige Gees oortuig. Is daar iemand hier wat al in sy lewe oortuig is van die Heilige Gees? Dis die Heilige Gees wat daai eerste gewaarwording gebring het van God in jou lewe. Maak nie saak hoe lank jy in die kerk was nie, maak nie saak hoe lank jy die Bybel gelees het nie, maak nie saak hoeveel liedjies jy al gesing het nie, was daar ook by jou eendag hierdie bewuswording gewees van God in jou lewe? Nou hierdie wow, ek sien hom ewe skielik. En is die Heilige Gees wat daai oortuiging bring in ons lewe en hy is die een wat eerste geloof werk in ons lewe. Hy bring geloof in ons lewe in. Maar hy is ook die een wat hierdie geloof en hierdie oortuiging in my lewe heeltyd bring in my lewe. En daarom het ek die Heilige Gees nodig, want soms voel dit ek weet nie of ek glo nie. Ek weet nie of ek voel dit vir jou ook baie keer so. Ek weet nie wat ek glo nie. Soms is ons onseker. Soms wil ek hê iemand anders moet saam met my bid. Ek voel nie ek het genoeg geloof vir dit. En die Heilige Gees kom oortuig ons van ons geloof. En hy kom stap saam met ons. Hy kom doen daai werk in ons lewe. En daarom moet ek en jy net hierdie besef hê, ek het hom die hele tyd nodig. En hy's die hele tyd by my om my juis in my geloofspad te help. Te help in hierdie wandel saam met God. Tweedens, hy lei ons. Hy gaan ons lei in die waarheid. Hy gaan jou lei om die waarheid oor Jesus Christus te kan sien. Hy is die een wat Jesus Christus vir jou oopbreek. Dis daai oomblikke wat jy besef wie is Jesus en wat het hy gedoen. Hy is nie net 'n figuur in die Bybel gewees nie. Hy breek vir jou oop dat Jesus is God. En hoe lief hy jou gehad het. Dis die Heilige Gees wil ons kom leer hoe lief het Jesus ons. En hy wil hê jy moet dit sien en hy wil hê jy moet dit weet en hy wil hê jy moet jou lewe daaraan vasmaak. Hy kom lei ons. Hy is soos 'n leermeester. Hy is soos daai beste onnie wat jy op skool gehad het. Iemand hier 'n beste onnie gehad? Jy geraai van naam vir my skree. Juffrou Prinsloo. Nee, Juffrou Heymans. Ek het 2 gehad. Nou die Heilige Gees is vir ons almal die beste onderwyser. Jy sien, hy weet presies wat jy nodig het. Hy weet presies dat vanoggend sit die mense wat A nodig het. Hy weet dis mense wat B nodig het. En dis ander wat C nodig het vanoggend en hy's besig om vanoggend te praat met jou want jy het E nodig. En hy's presies besig om jou te bedien en met jou te praat en my gebed vir jou vandat ek hierdie begin voorberei het is dat jy sal hoor wat die Here vir jou wil sê vandag. Waar is jy op jou reis met hom? Waar is jy op die reis met die Heilige Gees? En wat is dit wat hy vandag wil oopbreek vir jou? Want die Heilige Gees weet presies wat jy nodig het op watter tyd. Almal van ons hoor nie dieselfde nie.
in dieselfde boodskap, of in dieselfde versie, of in dieselfde lied. Die Heilige Gees weet presies wat jy nodig het, wanneer jy dit nodig het, en of jy nou gereed is om dit te ontvang. Wie wil gereed wees vanoggend vir dit wat die Here vir my het? Ek hoop dit is jy wat hier sit. En die Heilige Gees weet presies waarvoor is jy gereed vanoggend. En ons van julle wat dalk na die tyd van my wil kom sê dankie vir die boodskap. Nee, moenie vir my dankie sê nie. Sê vir die Heilige Gees dankie vanoggend as hy iets aan jou oopbreek en hy jou spesiaal bedien, want hy weet, want hy's lief vir jou en hy wil Jesus kom oopbreek vir jou en vir jou meer die dieper dinge van die koninkryk wil hy kom leer vir jou. Dis wat die Heilige Gees wil kom doen in jou lewe, sodat jy die rykdomme kan ontdek en jy kan stap in geloof en jy kan hoop hê en jy kom op die plek waar jy lewe om God te ken, mense lief te hê en die wêreld te impakteer om jou. Dis wat die Heilige Gees in ons lewe kom doen, as die een wat ons lei. Hy lei ons ook oor die toekoms. Hy breek vir ons die profetiese oop. Hy gee vir ons daai boodskappe wat God wil hê van die goed wat voor ons lê. Hy wil vir ons hoop bring daardeur. Hy wil hê ons moet kan vashou aan iets. En hy doen dit deur die woord. As die hele boek Openbaring wat profeties is, maar hy doen dit deur die woord soms in ander boeke en ander goed wat jy lees en hy bring dit deur die profetiese woorde wat iemand bring, deur die gawe van die profetiese, etc. En dan die laaste ding wat die Heilige Gees doen is, die Heilige Gees verheerlik Jesus. Jy sien, die Heilige Gees kom en hy kom werk in jou lewe om Jesus die middelpunt te maak, om Jesus te laat uitstaan, om die koning van die konings in jou hart te kom plaas op die troon en sodat jy hom kan sien. Hy maak ons oë oop om Jesus te kan sien, maar dan maak hy ons oë oop om Jesus te kan verheerlik. Maak 'n bietjie so. Verheerlik. Here, I glorify you with everything in me. En weet jy, ek dink die Here het vir ons arms gegee om hom te aanbid. Ek dink die Here het vir ons arms gegee om hom te aanbid. Nie net prys die Here o my siel nie. Jy het hom, né? Die Heilige Gees lei my om hom te aanbid en hom te verheerlik, maar nie net so nie. Met jou hele lewe, met jou werk, jou ouerskap, jou finansies, die manier hoe jy dink, hoe jy jou tyd spandeer. Wat jy doen met jou lewe, kom die Heilige Gees en leer jou hoe om God te verheerlik met alles. En wie van julle weet dat hierdie paadjie saam met die Heilige Gees is nie net so nie. Is jy enige een wat net so, doen jy alles? Is jy iemand wat nog op die pad is soos ek? Die Heilige Gees in lewe se werk is stadig. Stadig. Here, ek voel nie ek groei nie. Here, ek voel nie ek vorder nie. Here, ek voel nou 'n bietjie moeg. Here, ek voel eintlik nou 'n bietjie dit. Hy is nie geplan nie. Hy sal jou op 'n plek wat jy dit nie verwag het nie, sal hy iets doen in jou lewe. En jy net weer herinner, en wat is die grootste, wonderlikste, amazingste ding in jou lewe? En dit is hy. En hy by my. En wat my ken, intiem, meer as my vroukie Adel. Hy weet wat, wanneer, waar en hoe. Want hy het my lief. En hy wil hê ek moet voluit lewe. Jy sien, Jesus was opgewonde geweest met daai klomp disippels wat so bedroewig was, want hy het geweet wat gaan kom, gaan hulle ongelooflik bless. Die inwonende Heilige Gees gaan vir hulle totale nuwe ervaring van God gee. Nou was hy die een wat saam met hulle geloop het, nou gaan hy die een wees wat binne in hulle is. En dis wat ek en jy het, ouens. Hulle was nie gebless nie, jy is gebless. Ek en jy gaan nou soos wat hulle ook ontdek het, stap ons in die Heilige Gees, né? Is dit vir jou 'n blessing? En as jy nog jou hand kan lig, jy gaan hom lig. En dalk sommer net vandag. Want wat die Heilige Gees doen is, hy kom plaas ons op die plek waar ons op Jesus gefokus en ons leef soos die wynstok en die loot in hom. En ons leer hoe hierdie lewe saam met hom is, vanuit hom is en in sy liefde vir my is. En ek leef met alles wat na my kant toe kom, al die pile en al die goed wat wil aankom en wat my wil kom bang maak, kom hy en hy plaas my op 'n plek waar ek leef vanuit krag en heerskappy en ek weet wie ek is. Want as ek Jesus kan sien, sien ek wie ek is. En dan sien ek wat werklik aangaan.
Michael Eaton het gesê, the test of whether we understand the Christian life is whether we realize how much Jesus loves us. This is the start of all Christian life of the believer and all Christian obedience. Jy sien, is wanneer ek en jy Jesus se liefde ontdek in ons lewe vir ons en ek hom liefhet, dan my liefde vir hom is eintlik vanuit sy liefde vir my uit, né? En wanneer ek sy liefde ontdek, liefde laat my hom vertrou, want ek ken sy liefde, daarom kan ek hom 100% vertrou, en dis wanneer ek hom vertrou, wat ek gehoorsaam is. Want ek vertrou hierdie ding wat hy nou vir my vra, wat moeilik voel, wat nie lekker voel nie, wat ongemaklik is, wat vreemd is. Dis gewoonlik deur daai goeders wat die Here die grootste werk in jou lewe doen. Dis nie die bekende goed nie. Gehoorsaamheid in ons lewe, dis wat die groei bring. Dis wat die Heilige Gees gebruik. Die Heilige Gees kom en hy gebruik gehoorsaamheid in my lewe om die vorming te bring van Christus binne in my. En oor tyd kom jy agter dat wanneer God hierdie werk binne in my begin doen en ek beleef hom binne my, ek beleef hoe hy werk, ek beleef hoe hy my vat na plekke toe wat ek eers bietjie so is en dan gee ek hy tree en ek stap saam met hom, dan kom ek agter. Nou het ek blydskap. Dis vrede. Dis die plek waar ek belewe. Dis saam met Jesus, saam met die Heilige Gees. Jesus sê, hierdie ding het ek gespreek sodat my blydskap in julle kan wees. Toe ek dit lees weer in Johannes 15, toe sê ek net, wow. Alles wat Jesus gedoen het, is sodat ek en jy een ding kan hê, en dis blydskap in ons lewe. Maar dit kom by gehoorsaamheid uit. Gehoorsaamheid bring blydskap. Jonathan Edwards, invloedryke prediker en filosoof in die 19de eeu, het gesê die volgende: The Spirit illuminates the Saviour's face, puts Abba Father in our mouths, and plants heaven in our hearts. Jy sien, die Heilige Gees in my lewe laat my Jesus duidelik sien. Hy maak my oë oop. Hy laat my ewe skielik verby die letters op papier wat partykeer lees ek die Bybel en voel ek eerlikheid, ek kry niks nie. Dit voel ek is teen die ceiling. Het iemand al so gevoel? Jy weet, ek weet nie eens of ek lus is vandag nie. Maar wanneer ek en jy vertrou op hom en ons bly by die eenvoudige beginsels van 'n geestelike lewe en die woord daarvan om Jesus, die Heilige Gees toe te laat om Jesus aan my te openbaar deur die woord en my te verbind aan hom, dit leer my. En dan kom Jesus en hy kom werk in my lewe en ek begin hom duidelik te sien. En ek begin te sien wat hy van my sê en ek begin sien ek is 'n kind van God. En ek kan roep, Abba Vader. Daai is die grootste waarheid om te ontdek. Hy is 'n Vader vir my. En dan draai my hart na hom en die hemelse realiteit word in my hart ingeplaas. Hoe kan jy vanoggend reageer op die Heilige Gees in jou lewe? Begeer hom. Begeer hierdie groot geskenk vir jou. Laat hom toe om jou te lei. Gee hom die vryheid om jou te lei en sê, Here, ek wil U vertrou. Erken hom as die leidsman in jou lewe. Vertrou die Heilige Gees en daarom gehoorsaam die Heilige Gees. Die musiekspan kan vorentoe kom en terwyl hulle vorentoe kom, wil ek graag met jou net iets deel wat ek net vanoggend beleef het in my vroegoggend voorbereiding. Die Heilige Gees net van hierdie kom gee wat ek net met jou wil deel. En dan wil ek vanoggend vir jou geleentheid gee wanneer ons die nagmaal doen. En ons 'n spasie skep waar jy net bietjie tyd kan spandeer saam met die Heilige Gees. Maak gerus jou oë toe, net daar waar jy sit, net om hierdie te ontvang in jou hart en miskien nie afleidings om jou te hê nie. Ek lees graag vir jou. My teenwoordigheid in jou lewe hang nie af van jou belewenis van my nie. Ek is nader aan jou as jou longe, hart en jou niere. Ek is die asem wat jou lewe gee. Ek is die een wat jou hart vul met myself. En ek verlig jou hele wese met my heerlikheid. Hou op worry. Stop om te fokus op jouself en op die dinge om jou. Worry is net ongeloof. Jou geloof is in my en ek is by jou. Fokus op my lyding en laat my jou wys
wat jy moet doen. Ek glo daar's mense hier wat vanoggend die Here wil met jou praat, wat is dit? Jy het iets nodig van die Here, maar hy wil hê jy moet vir hom sê, Here, wys my in hierdie situasie, wys my wat ek moet doen. Ek is by jou, my gees, die grootste geskenk vir jou. Die Heilige Gees is vanoggend besig om te praat met jou. En dalk wil jy vanoggend reageer hier wanneer ons die nagmaal gebruik. Miskien wil jy vir my kyk en ek kan net miskien so reël. Want wanneer jy die nagmaal vanoggend gebruik, wil ek jou nooi. Ek wil jou nooi om self die bold stap te neem. Jy kan kyk vir my. Ekskuus, ek sien party van julle is nog in aanbidding. Ek gaan nou 'n geleentheid gee vir jou om net lekker in aanbidding te sit. Ek wil jou challenge vanoggend. Dalk is dit vir jou vreemd om uit jou stoel op te staan en net hier op die trappie te kom sit, net hierso. Of op 'n ander stoel te kom sit. Maar ek wil jou vanoggend nooi om net bietjie in 'n spasie in te beweeg van net jy en die Here. En daar's baie plekkie binnekant. En daar's nie 'n ander diens wat vir ons wag nie. En daar's genoeg tyd. Maar dat jy net sal kom sit by die Here. Dalk wil jy vanoggend vir die Heilige Gees sê, Here, ek het U nodig. Ek begeer, Here, ek het U in my lewe nodig. Dalk wil jy vanoggend net sê, dankie Heilige Gees. Dankie dat ek U kan vertrou vir hierdie situasie. Wat ook al jy op jou hart het vanoggend, of wat die Heilige Gees op jou hart sit, wil jy nie net sit vir 'n paar minute, 3, 5 minute, ons sal sien hoe die Here lei. Jy's glad, as jy die laaste ou is wat sit, is dit oukei. Maar dat jy eenkant net met die Heilige Gees sal sit in hierdie spasie en toelaat dat hy jou bedien vanoggend. In Johannes 16 vers 14 lees ek weer, hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang, aan julle sal meedeel. En die Heilige Gees in die nagmaal kom herinner ons, dat Jesus het sy liggaam kom gee vir my en vir jou. Sy liggaam kom opoffer sodat dit gebreek kan word, sodat ek en jy kan heel wees, 'n deel van hom wees. Hy het sy bloed laat vloei sodat ek en jy in 'n nuwe verbond, in 'n nuwe verhouding met God kan leef. Heilig, geregtig as sy kind. En dis wat ons weer vanoggend net kom vier.